Hartlik welkom by ons oujaarsdiens. Dis ons laaste diens vir 2020 en Ernie het vandag 'n besonderse boodskap wat jou gaan moed gee vir die jaar wat kom. Bly ingeskakel, ons gaan lekker saam sing en dan luister ons na 'n boodskap. Goeienaand, baie welkom by ons oujaarsdiens. Ons oujaarsdiens is altyd 'n geleentheid waarin ons 'n jaar afsluit, maar ook saam met Jesus Christus en met sy woord en met sy gees regmaak vir die jaar wat kom. 2021 gaan binne 'n paar ure van nou vanaf af gebeur. En ek dink almal van ons worstel met dieselfde vraag. Wat maak van ons oorwinnaars in 2021? En ek glo hierdie woord gaan jou bemoedig en help. En ek wil infokus op Abraham, die aardsvader, waarvan geskrywe staan in Hebreërs 11, vers 8 tot 10. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis ontvang. En het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as 'n vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon saam met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het 'n stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en die oprigter is. Wanneer ek hierdie skrifgedeelte lees, dan lees ek iets van my en jou
toekoms hierin. Ons word ook geroep om gehoorsaam te trek na 'n tydperk wat ons as erfenis sal ontvang, 2021. Ons weet nie waar ons gaan kom nie, maar in geloof gaan woon ons as vreemdelinge in die land van belofte, 2021. En ons weet daar's baie ander mense wat dit ook gedoen het. En ons lewe met 'n verwagting. Ons betree hierdie nuwe seisoen met verwagting dat daar 'n God is wat vir ons 'n stad bou, wat fondamente het waarvan God die boumeester en die oprigter is. Nou, ons leer uit die Bybel dat was 'n vername stad waar Abraham gebly het. Dit was die bekende deel van sy lewe. Maar Abraham het na iets meer verlang en verwag. En in die aande het hy waarskynlik daar in die woestyn gekyk na die maan, wat aanbid was deur baie van sy medeburgers in daardie stad. En God het met Abraham begin praat. En Abraham het op God se stem begin reageer. En dit is ook vir jou belangrik om nie na die sterre te kyk wat die toekoms vir jou inhou, of na die maan, of na die son nie. Maar jy sal kyk na God wat in die ontoeganklike lig woon. God wat heers oor die hemel en die aarde. Hy wil met jou praat en hy wil vir jou 'n woord gee wat jou lewe gaan verander. Ek glo miskien het jy iewers gehoor van die 2 ruimtetuie, Spirit en Opportunity, wat gelanseer was. Ek dink dit was in 2004 deur NASA. Wat ruimteverkenningsvoertuie geword het, wat Mars gaan verken het. En die dag toe ek hierdie storie lees van Spirit en Opportunity, toe besef ek maar hierdie 2 ruimtevoertuie moes iewers hulle naam vandaan gekry het. En ek lees toe van hierdie storie van NASA wat 'n kompetisie uitgegee het vir skoolkinders om te skrywe en hierdie 2 ruimtevoertuie name te gee. En daar was 'n dogtertjie wat gewoon het in Siberië, 'n baie koue afgeleë plek in Rusland. En haar naam was Sophie. En Sophie was maar 'n graad 3 leerder. En sy het geskryf en hierdie 2 name gegee van hierdie 2 voertuie, Spirit en Opportunity. En sy het toe hierdie kompetisie gewen. Daar was 10,000 mense of kinders wat ingeskryf het in hierdie kompetisie en sy het toe hierdie prys gewen en hierdie name gegee. En hier is 'n gedeelte van haar opstel. Sy skrywe, I used to live in an orphanage. It was dark and cold and lonely. At night, I looked up in the sparkly sky and felt better. I dreamed I can fly there. Thank you for giving me the Spirit and the Opportunity. En hierdie ou klein dogtertjie wat 'n weeskind was, wat 'n diep verlange in haar wese gehad het na die sterre gekyk en sy het hierdie 2 gevoelens duidelik raak gelees, Spirit en Opportunity. En as ons vanaand praat oor 'n verwagting wat Abraham gehad het, en miskien 'n verwagting wat jy het, is dit dalk hierdie 2 dinge wat deel was nie net van die aardsvader of van Sophie se lewe nie, maar ook van die aardsvader Abraham, en wat veroorsaak het dat Abraham in 'n mate die beloofde land in sy lewe kon inneem. Wanneer ek en jy na die berg toe gaan kniel by die kruis en God ontmoet, besef ons dat God gee ons sy Heilige Gees en hy gee vir ons opportunity, hy gee vir ons 'n geleentheid om die toekoms te besit. En ek wil kortliks met jy daaroor praat. Spirit spreek van sy Heilige Gees. God se Heilige Gees in my. Ons weet daai hele verhaal van Caleb en Joshua toe hulle die beloofde land wil ingeneem het. En die Bybel sê in Numeri 13 vers 13 dat Caleb het toe die ander 10 verspieders die volk aanhits en sê maar ons kan nie die land inneem nie. Het Caleb 'n ander gesindheid gehad, het God gesê.
Hy het God se Heilige Gees in hom gehad. Hy het na dieselfde land gekyk en hy het gesê ons kan dit doen. Ons weet dat God ook sy Heilige Gees gee aan sy kinders. En jy is deel van sy kinders wat vanaand hierdie diens in persoon bywoon, of nou, waar jy ook al op vakansie is, of in jou huis is, na hierdie uitsending kyk. Het jy God se Heilige Gees, en God se Heilige Gees maak jou sterk, want in Handelinge 1 vers 8 sê die Bybel vir ons, dat Jesus het gesê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria, tot in die uiterstes van die aarde. Die Here gee vir ons sy Heilige Gees, en miskien is jy diep besorg oor volgende jaar, oor 2021, en vra jy die vraag, hoe sal ek oorwin in 2021? Wel, deur sy Heilige Gees, deur die krag van sy Heilige Gees in jou. En ook natuurlik die opportunity, wat jy in die toekoms sien. Die 10 verspieders, wat uitgestuur was saam met Josua en Caleb, het teruggekom, en gesê, maar hoor eens, ons gaan nie dit kan doen nie. Hierdie land is te groot, daar's te veel uitdagings in hierdie land. Ons het nie 'n kans nie. Julle moet sien hoe lyk die mense daar. Maar 2 van die persone, Caleb en Josua, teruggekom en gesê, dis 'n fantastiese plek. Daar is baie uitdagings, maar ons God is groter as hierdie uitdagings. 12 het presies dieselfde ding gesien, maar 2 het in die toekoms ingesien met 'n gevoel van 'n goddelike geleentheid. Ons kan dit doen. Ons vrees nie die toekoms nie, want ons weet God is saam met ons. 10 het reuse gesien, maar 2 het die wonderlike land gesien wat God aan hulle gegee het. Natuurlik is dit hoe ons na goeders kyk, nê. In Matteus 13 vers 16 sê Jesus iets oor die oë van die mens en hoe jy na dinge kyk veroorsaak het 'n impak op jou geloof. En hy sê vir sy disippels, julle oë is gelukkig dat hulle sien. Hy sê die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog reg is, sal jou hele liggaam verlig wees, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid, hoe groot is jou donkerheid nie? Daar's baie mense wat na 2021 kyk en sê, hierdie jaar gaan baie moeilik wees. Ek weet nie, gaan ons deur dit kom nie. Jy weet, daar's mos iemand wat gesê het, 'n pessimis sien 'n probleem in elke oplossing, en 'n optimis sien 'n oplossing in elke probleem. As jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. En God gee vir jou 'n wonderlike geleentheid voor jou. En miskien kyk jy vas in baie uitdagings. Ek wil jou nooi om nie vas te kyk in jou uitdagings nie, maar om God voor jou uitdaging te sien. Hy wat vir jou geleentheid gee om die toekoms te besit. Jy as 'n gelowige het vanaand 2 belangrike voordele. Die Heilige Gees, Spirit, en opportunity. Die Heilige Gees in jou, God in jou, en opportunity, die geleentheid om die nuwe jaar te betree. En ek wil vir jou bid, dat jy 2021 sal ingaan binne 'n paar ure van nou vanaf af, met hierdie 2 goeders in jou hart, Spirit en opportunity. En dat jy die Heilige Gees sal toelaat om 'n wonderlike geleentheid vir jou uit te wys in die toekoms wat jy kan besit. Kom ek bid vir jou. Here, dankie vir die Heilige Gees en vir 'n geleentheid wat op ons voorstoep is. Here, wat ons kan help om die toekoms te besit. Seën elke gelowige in hierdie geloofsgemeenskap wat inskakel nou deur die internet of deur watter forum ook al. Seën elke persoon met hierdie woord vanaand. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ja, dit bring ons aan die einde van ons oujaarsdiens. Dit is lekker dat jy ingeskakel het. Baie dankie ook vir jou bydrae en jou ondersteuning. En onthou, ons sien mekaar Sondagoggend weer om 9:00. Totsiens.